Goeiedag, lieve luisteraars. Ek groet u weer in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Ek is vandag hier saam met my lieflike vroukie, Michelle. Ons wil net vir julle vandag weer bemoedig. Ons is nou in die Kersfeestyd en ons is dankbaar dat die Here ons deur gedraai het. Maar ek wil net vra dat ons ons oë sluit, sodat ek net 'n gebed kan doen. Vader, ek dank u Here vir u liefde, u genade en u getrouheid. Ek dank u Here vir u goedheid en u guns. Ek dank u dat u ons tot dusver gedra het, Here. Ons dank u Here vir hierdie feesgety wat aan is, my Vader, Here. Ons dank u Here vir mense wat blydskap toon, Here, en dankbaarheid toon, my God. Here, vir die dag wat u gebore is, my koning. Ons dank u Here Jesus Christus dat mense kon celebrate, Here, en herdenking gee, Here. Here, vir dit wat u vir ons kom doen het, my God. Ek kom bid in Jesus naam, Here. Dit wat ons vandag, Here, die kykers mee kom bemoedig, my Vader. Ek bid dat dit iemand sal optel. Ek bid, Here Jesus Christus, dat dit harte, Here Jesus Christus, sal oplig, my koning, Here. Alle wat vandag moedeloos sit, Hemelse Vader, Here. Here, wat dink, Here, dit beteken alles niks, my God. Ek bid dat hierdie bemoediging vandag, Here, mense, Hemelse Vader, sal help, Here, om die regte besluite te neem, die regte keuses te maak en hulle lewens te verander in Jesus Christus naam. Amen. En amen. Ja, lieve luisteraars, ek wil net so 'n kort bemoediging gou gee uit Matteus 2, die Bybel sê vir ons in Matteus 2 en versie 10, hy sê, en toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug, en hulle het in die huis gegaan, en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind, en neergeval, en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. Met dit gelees, wil ek vir u vandag ook bemoedig, dierbares. Dit is so belangrik dat ons moet sien dat die geboorte van Jesus Christus het 'n groot betekenis. Jesus is vir ons gegee as 'n geskenk, my vrou. Jesus is vir ons gegee as 'n geskenk, en dit is so belangrik dat ons moet waardeer die Here Jesus Christus wat aan ons gegee is. Jy sien, die moeder Maria moes gedra het aan hierdie geskenk. Sy moes deur sekere pyne gaan, deur sekere lydings gaan, en daar was ook verdrukking in daardie tyd wat hulle vir Jesus self wou doodmaak, vir die seentjie wou doodmaak. Maar die Here was so genadig om vir Maria en vir Josef te waarsku. Maar waarop ek wil vandag fokus is dat ek en u moet sien hoe belangrik dit is om goed te wees vir ander in 'n tyd soos dit, om ook te weet dat waarom ons hierdie feesviering doen, waaroor die geboorte van ons Here Jesus gaan, dis baie belangrik vir ons om dit te weet. Maar ek wil ook vra dat my vrou ook net vir julle bemoedig, jong mense, mama, papa, nuwe kykers, ek glo my vrou het daar iets om vir u en die familie sterk te bemoedig. Amen, prys die Here. Gegroet is u, liewe luisteraars, in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, wat 'n eer, 'n voorreg om vandag weer eens saam met julle te kan deel rondom die woord van die Here. Ons kan net praat oor die goedheid van die Here, wat die Here vir ons beteken. Net die woord van die Here. Ek sê elke keer, ek het nooit geweet dat die woord van die Here so alles het, so alles in is. Ons kan met alles na die Here toe kom, met alles. My eggenoot het nou gepraat oor dankbaarheid. 'n Seun was vir ons gegee, en ek dink dit is ooit die grootste geskenk wat ons ooit kan kry, wat ons ooit kan ontvang. Ek dink as iemand vir ons 'n geskenk gee, is daar blydskap, daar is dankbaarheid, jy's happy. Ek dink niemand sal ontsteld wees of kwaad wees wanneer hy of sy 'n geskenk kry nie. En so moet ons vandag wees. 'n Seun was vir ons gegee. En dankbaarheid moet ons toon, liefde moet ons toon. Nie net vir sekere mense nie, maar 'n seun was gegee vir ons almal. En ek dink ons moet liefde toon vir ons almal in hierdie tyd. Liefde is so kosbaar, liefde is so iets moois. Die woord van die Here leer my dat in Korintiërs, as jy nie die liefde het nie, jy kan alles besit, maar as jy nie die liefde het nie, te vergeefs. En ek dink ook aan die skrif in Lukas 17 wat praat van die 10 melaatse manne wat melaats gehad het. En die woord van die Here sê toe Jesus in 'n sekere dorp wou ingaan, sê die woord van die Here, kom 10 melaatse manne hom tegemoet.
en hulle roep uit, Here, ontferm U oor ons, sê die woord van die Here. Hy sê toe aan hulle, dat gaan terug na julle priesters, sê die woord van die Here. En die woord van die Here sê net, toe hulle op pad was, sê die woord van die Here, het hulle genesing ontvang. Yes, Lord. Die woord van die Here sê, maar toe die een ontdek dat hy genesing ontvang het, het hy teruggedraai en het Jesus gedank. Hy het op sy knieë neergeval en het Jesus gedank. En ek dink in hierdie tyd, maak nie saak hoe klein, hoe groot is wat dit is nie, moet ons die Here dank daarvoor. Ek dink as ons ons oë oopmaak, dit is die grootste geskenk wat ons ooit kan ontvang. Hy sê in sy woord ook, ons moet dankbaar wees, in alles moet ons dankbaar wees. Ek dink as ons ons oë oopmaak, elke môre kan ons sê, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ek dink as ons mindset ook verander rondom sekere dinge en net weet dat ons was 'n seën gegee, so kosbaar, 'n heilige seën, waardevol, liefdevol. Amen, prys die Here. Kan ons die Here sê dankie, maak nie saak waar jy gaan nie. Wil ek een en een bemoedig, maak nie saak waar jy gaan nie, alles dit, hoe klein, hoe groot. Ons moet dankbaar wees, sê die woord, in alles. Amen, prys die Here. Dit is so goed om iemand te kan bemoedig uit die woord van die Here uit. Ek dink nie uit myself uit nie, maar alleenlik deur God se woord. Amen, prys die Here. Ek dink as ek net praat, kan ek net praat oor sy goedheid. Want God is goed. Hy is groot. Hy is almagtig. Die koordigter sê, daar is niks wat my God nie kan doen nie. En ek dink, amen, prys die Here, as jy nog wonder, prys die Here, 'n seën was vir ons gegee. Amen, prys die Here. So wees dankbaar in hierdie tyd. Toon liefde. Die woord van die Here sê ook, nie net liefde nie, maar gee vir mekaar. Alles sit 'n bietjie, alles sit 'n stukkie. Gee vir mekaar. Dit is 'n teken van liefde. Yes, Lord. Amen, prys die Here. So ja, ons moet liefde toon in hierdie tyd. Amen. Halleluja. Ek sê baie dankie vir my vrou wat vir julle so lieflik kon bemoedig. Ek dink ook nou daaraan dat dit toe die Here Jesus Christus gebore is hy gegee aan ons as 'n geskenk om ons te verlos, om ons te red en alles dit. Maar ek wil ook vra aan ons kykers en luisteraars, kom ons wees 'n geskenk vir iemand daar buite. Amen. Jy sien, in hierdie lewe het almal dit nie maklik nie. In hierdie tyd as daar iemand wat deur iemand anders se venster kyk en sien hoe goed gaan dit in daardie huis, maar by die ander persoon wat hierdie venster kyk se woning gaan dit glad nie so goed nie. Maar as ek en u 'n geskenk vir daardie persoon kan wees, deur daardie persoon op te tel in enige vorm wat ons kan, deur net iets goeds vir daardie persoon te doen, of daardie familie of daardie gesin te kan doen, sal die Here ons ryklik seën, familie. En liewe kykers, ek en u speel 'n baie belangrike rol in ander se lewens as ons vir hulle as 'n geskenk kan wees, 'n goeie geskenk. Die Bybel sê, en die wyse manne het hulle skatte oopgemaak, hulle het die geskenke oopgemaak en hy beskryf daar wat hulle alles vir hierdie seentjie gegee het. Jesus was maar nog 'n babietjie in 'n krib en hulle het hierdie groot geskenke vir hom gebring. En dit is van waarde gewees. Amen. Vandag as ek en u in hierdie Kersfeestyd vir iemand wat nie 'n stukkie brood op die tafel het nie, wat nie kon celebrate met 'n lieflike tafel wat gedek is nie, as ons vir hulle ietsie kleins kan gee, dan is ek en u 'n groot geskenk vir daardie persoon. Jy sien, daar's dalk iemand wat net 'n paar goeie woorde uit jou mond uit moet hoor. Dis nie nodig om iets te gee nie, maar as ons iemand kan bemoedig en kan optel deur 'n paar goeie woorde en goeie toewensings te gee, beteken dit ook so baie vir iemand anders. Want ons moet 'n geskenk wees vir ander. As ek en u in Jesus Christus is, as ons dan in Jesus Christus glo, moet ons in hierdie tyd Jesus Christus uitbeeld. Ons moet Jesus uitbeeld deur 'n geskenk vir ander te wees. Dit is baie belangrik, want die Bybel sê, wat baat dit jou, jy win die hele wêreld, maar jou siel is skade. Die Bybel leer ons ook in 1 Korintiërs 13, hy sê, ons moet geloof, hoop en liefde moet ons hê. Maar hy sê, die grootste hiervan is die liefde. So dit baat nie ons het geloof nie, dit baat nie ons het hoop nie. As ons nie die liefde het nie, dan gaan die geloof en die hoop nie vrugte
voortbring nie goeie vrugte voortbring nie, maar die liefde veroorsaak dat wonderwerke kan plaasvind, Yes, Lord. bonatuurlike dinge kan Yes. plaasvind, as ons hierdie liefde uitbeeld, deur vir iemand anders 'n geskenk te wees. Yes. Jou lewe, daar's dalk iemand wat op die drempel staan in hierdie feestyd, Yes. om hulle lewens hulle lewens te neem. Daar's dalk iemand wat op die drempel staan in hierdie Kerstyd om miskien moord te pleeg, Ja. of iemand se lewe te gaan neem, maar dan stap jy in, Yes. jy mamma stap in, jy papa, jy jong man, jy stap in jou vriend se lewe, jy jong dame stap in jou vriend se lewe, en jy doen iets goeds vir daardie persoon. Yes. Amen. Die Bybel sê ons moet ons vyande, moet ons lief hê, sê hy. Jy sien, ek het baie maal genoem dat ons grootste vyand is onsself. As ons onsself kan verander, dan kan ons vir die vyand daar buite iets goeds wees, sodat daardie persoon die krag van die Here Jesus Christus kan ontdek en kan sien en kan ervaar in sy lewe of in haar lewe. Kom ons wees 'n verandering vir iemand anders se lewe. Ek en u het die potensiaal, ons het die vermoëns, ons het die karaktereienskappe om 'n verandering in iemand anders se lewe te bring, vir daar blydskap in iemand anders se lewe te bring. En Jesus Christus sal ons seën vir dit wat ons doen verander. Die Here is 'n werklikheid. My vrou het julle nou so pas bemoedig, en ek wil haar vra weer of sy nog dalk so ietsie het nog om vir 'n vrou te bemoedig, iemand wat dalk siek is, iemand wat dalk nie kan opstaan in hierdie tyd nie, iemand wat dan moed opgegee het en gesê het, kyk, ek kan niks regkry nie, ek het nie 'n werk nie, en ek kan nie my kinders voorsien in hierdie tyd nie, ek kan nie my kinders bly maak nie. As my vrou dalk iemand soos dit kan bemoedig, Amen, prys die Here. Ek luister nou na my eggenoot. Dit is so waar en baie belangrik dat ons 'n seën moet wees, 'n blessing vir iemand anders. En ons voel nie altyd goed nie, ons voel nie altyd gelukkig nie, maar daar's iemand anders wat die goedheid in jou sien. Daar's iemand anders wat die mooiheid in jou sien. Baie kere val omstandighede ons so toe dat ons nie eens voluit kan dink nie. Maar ek lees in die week lees ek 'n skrif wat sê Jesus is die deur. Ons moet net stap in geloof. So ek wil iemand bemoedig wat hierdie bemoediging kyk. Amen, prys die Here, wil ek graag bemoedig en sê, stap net in geloof. Amen, prys die Here. Stap net in geloof. En dit is so tog baie belangrik dat ons in hierdie tyd ook geloof moet hê. Want sonder geloof, dan is alles te vergeefs vir ons. Amen, prys die Here. Ja, daar's baie wat moed opgee, daar's baie wat hoop opgee, daar's baie wat opgee in hierdie lewe. Maar soos ek nou genoem het, dat 'n seën was vir ons gegee. Waardevol, liefdevol. Amen, prys die Here. Ja, daar's kinders wat nie vandag het nie, mamas en papas wat wonder, hoe gaan ons maak in hierdie feestyd? Wat gaan ons vir ons kinders voorsit? Amen, prys die Here, maar die Here sê, dek 'n tafel. Amen, prys die Here. Die Here is in staat om 'n tafel te dek vir ons. As ons so net ons geloof, as ons opstaan. Amen, prys die Here. Ons kan nie sit in ons omstandighede. Ons kan nie sit in ons siekte nie. Ons kan nie sit nie, prys die Here. Ons moet opstaan. Halleluja, prys die Here. Ons moet opstaan uit ons omstandighede, uit ons nood uit, prys die Here. Want 'n seën was vir ons gegee. Halleluja, prys die Here. So ons kan nie sit nie. Mamma, papa, vriend, liewe luisteraar, kom ons staan op, en nie net staan op nie, kom ons staan op in geloof, en ons kyk wat die Here vir ons kan doen. Die Here sal magtig, hy's groot, wat die Here vir my gedoen het, sê die koordigter, kan hy vir jou doen. Hy is in staat om al hierdie dinge vir ons te kan doen, maar jy moet opstaan in geloof. Die Here seën. Amen. Amen. Ek sê baie dankie vir my vrou daar vir daardie sterk bemoediging dat ons moet geloof hê, ons moet geloof vat en opstaan in die geloof in. Dit is so belangrik, dierbares, dat ons moet opstaan, en geloof speel 'n baie belangrike rol in ons lewens. En net so reg soos hy gesê het, ons kan nie terugsit nie, ons kan nie bly lê nie, maar ons moet opstaan. Jy sien, in hierdie feestyd en word mens mismoedig wanneer jy sekere goedes nie het nie en ander het dit, dan word jy mismoedig. Maar ten spyte van wat jy nie het nie, moet ons dankbaarheid toon aan Christus Jesus wat vir ons gebore is, vir die feit dat ons nog
lewe, vir die feit dat ons nog gesond is, vir die feit dat hy ons nog deurgedra het deur al die omstandighede, vir die jare het hy ons deurgedra, vir die afgelope paar maande het hy ons deurgedra. Baie maal onthou ons die slegte dinge wat met ons gebeur en ons vergeet die goeie dinge wat met ons gebeur het. Jy sien, elke ma wat in swangerskap is, of deur swangerskap gaan, kry pyne en al hierdie dinge. Maar sodra daardie seun of dogtertjie gebore is, dan is daar blydskap. En daar was blydskap in Maria se hart en se lewe, toe haar seentjie, toe die seentjie Jesus Christus gebore is, soos haar blydskap. Vir Josef, vir die pa, was daar blydskap gewees. Jy sien, en nog meer was God meer blyer as enige ander persoon, van sy seun is gebore. Die engele het gejuig, want die Bybel sê vir ons daar in Lukas, dat daar was 'n aankondiging gemaak aan die skaapwagters. Hulle was gesê gewees, gaan na so en so 'n plek, en julle sal sien, daar is 'n seun gebore, en hy is die koning, hy is die koning, as 'n koning vir julle gebore, hy is die seun van God. Jy sien, die Bybel sê, en toe die skaapwagters gaan, toe vind hulle dit net soos die engele dit aan hulle gegee het. Jy sien, dit is baie belangrik, en hulle was bly, die Bybel sê, en die skaapwagters was bly, en hulle het gegaan, en dit gaan verkondig. Hulle die blye boodskap, dat Jesus Christus gebore is, het hulle gaan verkondig aan die mensdom, in hulle gemeenskappe. En dis wat ek en u moet doen vandag. Ons moet gaan verkondig dat Jesus Christus is vir ons gebore, en hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, hy is ons redder, en dis tyd dat ons hom moet aanvaar, sodat ons sy krag in die lewe kan ervaar. Mag die Here julle ryklik seën. Ek wil sê baie dankie aan my lieflike vrou, wat vir julle so sterk kon bemoedig het. Ek wil vir julle ook vra dat julle kan die telefoonnommer wat op die skerm verskyn, kan julle enige tyd kontak op WhatsApp, en julle kan daar versoeke aanstuur vir gebed, en jy is welkom om dit te doen, en ek sal julle in gebed opdra. Mag die Here u seën. Ek gaan my vroukie vra net om vir ons af te sluit met 'n woord van gebed. Amen. Kom ons sluit ons oë. Ons dierbare Hemelse Vader, Here, die lof, die eer, die prys, die aanbidding kom u toe. Liefdevol, waardevol is u. Ons besef daar is niemand soos u nie, groot, gedig, getrou is u. Ek bid, liewe Here, elke een wat hierdie opname wat luister na hierdie woord, liewe Here, hulle wat geluister het, dat hulle, liewe Here, die goedheid sal ervaar, dat hulle u guns sal ervaar. Liewe Here, ek bid dat die harte sal aanraak. Liewe Here, wat ook al is, dat die woord so 'n verandering sal bring. Liewe Here, kosbaar, waardevol is u. Ons besef daar's niemand soos u nie. Daar's baie wat u woord nodig het. Daar's baie wat sit, die wat sit en die wat kyk, die wat luister. Liewe Here, dat hulle besef waarlik waar 'n seën was vir ons gegee. Ons kan nie so sit nie, ons kan nie so staan nie, maar ons moet iets doen, liewe Here. Ek bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, seën elke hart in Jesus magtige naam. Hulle wat nog dink, wat wonder, waarvanaf sal dit kom? Here, maak u 'n weg. Waar het vir ons die lyk nie na 'n weg nie. Weet ons, Here, u is in staat om al hierdie dinge te kan doen. Want u is 'n wegmaker. U is 'n waymaker, miracle worker, promise keeper. Baie dankie, liewe Here, waarmaker agter die woord, liewe Here. Ek bid in Jesus magtige naam, seën een en elk in daardie wonderlike naam van ons Here Jesus Christus met eer en danksegging. Amen en amen. Halleluja. Amen. Ek sê dankie vir my lieflike vrou vir die gebed. Mag die Here julle seën, en ek wil vir almal 'n geseënde Kersfees toewens. Mag die Here julle seën. Ons wens julle van myself en my vrou af 'n geseënde Kersfees. Geniet hierdie feestyd. Mag die Here u seën. Amen. Amen.